Goeiedag broers en susters, ek groet u weer in die mooi naam van Jesus Christus. Ek gaan vandag met julle praat oor Asaf en die seuns van Korag, en ek gaan kortliks wees. Let daarop dat net omdat 'n psalm van iemand geskryf is, dit nie beteken dat die persoon dit geskryf het nie. Dit kan aan daardie persoon of iets soortgelyks opgedra word. Tog dink ek dit is baie waarskynlik dat Asaf en Korag se seuns die Bybelse psalms geskryf het wat hulle name dra. As ons in ag neem hoe diep musiek tot ons siele spreek, bevestig deur God, deur ons grootste Bybelboek te inspireer om 'n gesangeboek te wees, moet ons weet wie die grootste liedere van die geloof geskryf het, waarmee Israel God geprys het. Tussen Asaf en die seuns van Korag vind jy baie van die psalms wat sommige van die groot moderne Christelike aanbiddingsliedere geïnspireer het, soos Psalm 42, As the Deer, en Psalm 84, Better is one day in your courts, en selfs die minder bekende, maar diep lyriese Psalm 73, wat met daardie naam in Incredible Grace Music gevind word. Maar nog belangriker vir my, Asaf en die seuns van Korag het verskeie hartverskeurende klaagpsalms geskryf, soos Psalm 44, 80 en 88. Psalm 80 bevat die refrein, O Here, God van die leerskare, laat u aangesig oor ons skyn, sodat ons verlos kan word, 3 keer, wat Michael W. Smith ook in 'n moderne gesang verander het. Sover ek weet is Psalm 88 nie 'n gewilde moderne liedjie verander nie, maar miskien is dit omdat dit een van die min psalms is, wat nie op 'n hoopvolle noot eindig nie. Dit gaan steeds in die duister uit. Om hierdie rede is dit dalk my gunsteling psalm van almal. Beide Asaf en die seuns van Korag het 'n groot rol gespeel, nie net in die skryf nie, maar ook in die leiding van Israel in musikale aanbidding. Dit is Bybelkarakters wat Christene behoort te ken. Broer en suster, ek bid vir julle, ek hoop julle het 'n fantastiese dag en wees geseënd. In Jesus naam. Amen.